Goeiemôre aan al julle goeie, getroue, mooi, pragtige gelowiges hierso in Westville. Ek hoop dat dit met u goed gaan. Ek het ook nou maar vanoggend, kyk, dis nog nie so koud nie, maar moes ek ook nou maar my baadjie tussen die motbolle begin uithaal en hom reg kry vir die winter. Ek dink as jy van my oom hulle was Vrydag daar by ons en hulle kom van Bella af, Warmbad toe, van Warmbad af en hulle het net so draai by ons kom maak om vir my ma hallo te sê en toe sê hy vir my, maar julle het lekker somer weer hierso. Sê ek vir hom, ja, dit is so, as jy nou van een van die ander provinsies afkom, dan is jou ervaring, dit word nie koud hier in hierdie omgewing nie, maar as jy nou hierso bly, en jy het geklimatiseer, dan is die ligste ou briesie, voel vir jou soos wintersneeu, so. Ons is besig om in 'n seisoen in te gaan, van verandering, met die natuur rondom ons, en in 'n manier, is ons deel van daardie ritme op baie meer vlakke as wat ons dink, gebonde aan goed wat verander rondom ons, en eintlik daarby ingebed, selfs al het ons al die vermoë ontwikkel om onsself te beskik daarteen. Baie welkom dan van my kant af, dit is goed om weer by u te wees. Ek was vir 'n ruk lank met verlof gewees, so ek is uit oefening uit, miskien moet ek dit sê, ek het vergeet hoe dit is om 'n dominee te wees, en toe ek nou die eerste keer nou, vanoggend nou teen hierdie kansel moet uitklim, dink ek, ja, jy moet ook nou nie hoogtevrees hê as jy 'n dominee is nie, dit is al klaar, baie sanitergend om voor 'n klomp mense te moet praat, om voor 'n klomp mense oor 'n belangrike saak te moet praat, oor diep goeters te moet praat, oor die lewe te moet praat, en dan moet jy nou, terwyl jou senuwees nou nog klaar is, moet jy nou nog hoog staan ook, so net so ekstra vreesie bysit, by die hele ding, maar dit is goed so, dit hou my ten minste wakker, hopelik maak my stem nie aan die slaap nie, en kan ons lekker fokus vanoggend, so goed om terug te wees. U het die afkondigings gesien, daar is niks wat ek vanoggend in besonder gaan uitlig nie. As u onseker is oor iets, vra gerus, ek kom agter, ek het ook nie al die antwoorde op hierdie stadium nie, want ek probeer ook maar weer net in die sisteem inkom en alles onder my vel inkry, en dit vat 'n rukkie om weer te vat. So doen gerus navraag. Ek vertrou almal ontvang kommunikasie van die kerkkantore af per WhatsApp of blaadjies of e-pos of al die mediums wat ons deesdae gebruik. As jy nie dalk nie doen nie of ergens te val dit deur, kontak maar net die kerkkantore dat hulle die kontakbesonderhede kan kry en sorg dat al die nodige inligting, ook in terme van die kerk se lewe, so groter lewe by u kan uitkom. Ons is gereed om te begin met ons erediens en ons begin dit deur lekker saam te sing. So ek kondig sommer ons eerste voorsang lied af. Ons begin uit die vonk uit te sing en ons sing vonk 518 vers 1 en 2.
Vervolgens sing ons Vonk 146, verse 1, 2 en 3. Ons laaste voorsanglied is Vlam 390. Wonderlik om die Here so saam met sang en met 'n mens se stem te verheerlik. Daar is vanoggend ook kategese, so die kinders, julle is welkom om agtertoe te gaan en by julle klasse aan te sluit. Die wat ons moet verlaat is welkom om dit nou te doen. Dit is nou eintlik die belangrikste mense wat nou uitgaan. Die onbelangrik is, bly agter, soos die wegraping. Ja, kom ons gaan nie na daai onderwerp toe nie, anders moet ek nou lang verduidelik en gee wat daar nie aan die gang is. Vriende,
Kom ons raak stil. Dit is nodig vir ons, vir elkeen van ons om stil te word. Dit is net wanneer ons regtig stil is, dat ons God kan begin hoor. Ek gee vir u geleentheid vir persoonlike stilte, voordat ek vir ons 'n wotum doen uit Psalm 23. Here, u dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek groet u vanoggend in opdrag van die Here. Ek groet u in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons 'n loflied saam tot eer van die Here uit die liedboek 284, 3 verse daar, verse 1, 2 en 3. Ons tema van vanoggend se prediking gaan oor vloedige seën. Dit handel oor seën en die koor gaan vanoggend vir ons 'n lied sing wat 'n beruiming en 'n verwerking is van Numeri 6. Nou die interessante ding, die Numeri 6, dis die priesterlike seën. Dis die opdrag wat Aaron ontvang om as priester die volk te seën. Dit is 'n baie interessante stukkie teks. Dit is die oudste argeologiese artefak van 'n gedeelte in die Bybel wat die oudste gedateer word. En dit is ontdek in 'n graf tussen Benere
waar dit op lood uitgegrafeer was. Dit is hoekom dit so goed behoue kon gebly het, was nie op papierus of op velle neergeskryf het, was in lood gewees, wat hierdie woorde van Numeri 6 in gehad het, en dit is, soos ek genoem het, die oudste gedateerde artefak met Bybelse geskrif op, wat daar is. So kom ons luister na daardie pragtige lied wat die koor vir ons gaan voorhou. Ons gaan vanoggend saam lees uit die Ou Testament uit. En dis baie maklik om die boek te kry in jou Bybel. Dis die eerste boek in die Bybel, is Genesis. Genesis 25. Ek gaan vir ons as fokustekste lees Genesis 25:7 tot en met 11. Ek moes eintlik 'n langer gedeelte vir u gelees het, ek moes eintlik van 1 af begin het, om vir u deur te lees tot 11, maar dan maak dit 'n baie lang lees, so ek gaan net daardie gedeelte van 7 tot 11 vir u lees, maar ek gaan die gedeelte vooraf vorm deel, en ook die gedeeltes rondom dit vorm deel van die prediking. Voordat ons die woord van die Here lees en daaroor nadink, kom ons raak stil en ons vra vir hom om ons te lei deur sy gees. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir vandag. Baie dankie vir hierdie wonderlike, mooi geskenk van die lewe. Help ons dat ons in dit alles en deur dit alles nie u sal mis nie. Daarom is ons gebed dat u uself aan ons sal kom en openbaar. Uit ons eie uit kan ons u nie ken nie. Ons kan 'n toring probeer opbou van die aarde af op boontoe, maar ons taal raak verward. Dit is net wanneer u tot ons harte spreek en tot ons gees spreek, dat ons u leer ken. Mag ons veral die liefde wat daar is in Jesus Christus leer ken. Mag die woord en die skrif wat u vir ons gegee het en geïnspireer het deur u gees ons vorm en ons maak op alle vlakke van ons lewe en alle aspekte van ons lewe. Totdat daar nie 'n hoekie hier is of 'n plekkie daar is of 'n gedeelte van ons lewe wat ons net vir onsself hou nie en wat nie gevorm en geraak word deur die liefde en die teenwoordigheid nie. Dit is ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ek doen daardie leesgedeelte vir u. In alle waarskynlikheid is hier 'n paar goeie Bybelkenners wat al vir jare Bybelstudie doen en wat in alle waarskynlikheid die verhaal van Abraham
goed ken, maar kom ek lei ons in ons prediking met daardie gedeelte, vers 7. Dit is die aantal jare van Abraham wat hy geleef het. 175 jaar. Abraham het sy asem uitgeblaas en op 'n hoë ouderdom gesterf. Oud en na 'n vol lewe. En hy is met sy mense verenig. Isak en Ismael, sy seuns, het hom begrawe in die grot van Machpelah, wat oos van Mamre lê, op die grond van Efron, die seun van Sogar, die Hetiet. Die grond wat Abraham van die Hetiete gekoop het. Daar is Abraham begrawe, en ook Sara, sy vrou. Na Abraham se dood, het God sy seun Isak geseën. Isak het toe by Beer Lahai Rohi gewoon. Net tot sover lees ons daardie teks saam. Oorvloedige seën. Hierdie gedeelte in Genesis is so 'n rusgedeelte waar die verhaal van Genesis en die ontvouing daarvan so 'n bietjie asem skep. Daar het 'n klomp goed gebeur in Abraham se lewe en in die volk se geskiedenis en God se pad met die mens tot dusver. En hierdie gedeelte is so oorvleeling, so oorvlegging tussen twee gedeeltes wat 'n ruspose is om in 'n sekere sin die verhaal van Abraham af te sluit en net iets te kom bevestig sodat ons dit kan raak sien en notisie daarvan kan neem voordat ons verder reis deur die verhaal van die Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament en dan in die kerkgeskiedenis tot vandag. Sulke rusprosesse is belangrik. Ja, jy moet ernstig rus om te reflekteer en om terug te kyk sodat daar insig by jou kan ontwikkel. As jy dit nie doen nie, dan kom jy nooit tot diepere insig nie. Hoe langer 'n mens rus en hoe dieper jy dink, hoe meer ontdek jy en hoe meer ontdek jy veral die seën van die Here. Wat as mens so kyk na Abraham se lewe en jy ken die verhaal, dan dink jy, joh, dit was maar baie rof gewees. Hy is hier 'n vreemdeling in 'n land en 'n land wat nie syne is nie. Hy's 'n bietjie bangerig. God sê vir hom hy moet trek uit Ur uit, Genesis 12, daardie geskiedenisgedeelte van ons voorvaders wat ons ken. Gaan na 'n onbekende land toe en aanvanklik is dit nou seker maar 'n avontuur, nee. As jy jonk is als avontuur. Sê, lekker, hier gaan ons. Gaan lekker wees, ons gaan kamp in tente. Vat almal saam, ek sien uit daarna. Gaan dalk 'n bietjie rof wees, ons kan dit vat. Kamp is lekker. So aan. Weet nie waarheen ons gaan nie, 'n bietjie bang vir die vyande en al die goedes wat ons gaan aanval, maar hier gaan ons, want God het gesê ons moet gaan. Ons is reg daarvoor. En dan kort voor lank is daar uitdagings op hierdie avontuurreis van ons lewens. Goed gebeur. En Abraham probeer ook maar 'n paar dinge te ontglip. Soos die Engelsman sê, te dodge. Jy weet, as daar nou bedreiging is, eers is die farao wat belangstel, of hy dink die farao gaan belangstel in sy vrou, omdat hy een of ander liegstoritjie opdis, sê sy suster, is ook maar 'n halwe leuen gewees in elk geval. Later herhaal hy homself, en 'n klomp ontberinge wat hom tref in die verhaal, en dan wonder 'n mens, maar waar is God se seën? In dis alles, ontvang hy enige seën? En as ons dan nou hier kom, is ons aan die einde van sy lewe en raak ons stil,
en reflekteer jy, soos wat jy met 'n begrafnis of 'n roudiens sal reflekteer oor iemand se lewe. En 'n klomp goed ontdek wat jy nie noodwendig ontdek het omtrent die diepte van daardie persoon en die pad wat daai persoon gestap het nie. Die feit dat jy stil word om dit te doen, help jou om goeders in perspektief te plaas. Nou, dis 'n bietjie oorgang, dis die begin van die verhaal van Isak en die einde van die verhaal van Abraham. So hulle oorvleuel so 'n bietjie en hoe dit in mekaar pas in die groter struktuur. Abraham het gesien, dit is tyd vir ou Isakie om vrou te vat. Jy weet. Maar ek beter begin ingryp. Want anders gaan hy of nie trou nie, of hy gaan een van hierdie Kanaanitiese vroue vat. En ek sien nie kans vir hulle nie. Want ek weet hoe hulle is as 'n volk en as 'n nasie. So ek moet ernstig my seun beskerm. En ek moet ernstig ook die belofte van God, wat tans nog in my rus, in die roeping van God, wat tans nog op my gesetel is, moet ek begin oorgee, en ek moet dit begin aangee. En ek moet hierdie seën van God, wat nie elke dag voel soos 'n seën nie, net in perspektief, as ek daarna kyk, dat ek dit so kan sien, moet ek begin oordra. En dan kry hy sy slaaf, en hy sê vir hom, hoor jy moet nou 'n vrou gaan soek, vir my seun. Maar moet nou nie hier tussen hierdie Kanaanitiese vroue, een gaan uitsoek nie, want hy kyk nou al klaar met lang oë vir hulle. Gaan nou daar, na die plek waar ek vandaan toe kom, en dan gaan soek jy nou vir 'n ordentlike vrou, daar so uit, en so aan. En aanvanklik sê die slaaf, nee, maar laat hy saamkom, en wat nou as die vrou nie wil saamkom, en die sê, nee, as hy die regte vrou is, sal sy kom. Sy sal kom, en sy sê, nee, die saak is reg, God gaan haar vir jou wys. En dan ken ons die verhaal, en dan ontmoet Isak vir Rebekka, en ons ken daardie verhaal, en dan sluit die verhaal van Abraham af, met hierdie gedeelte, voordat dit dan nou begin aanbeweeg. Eers sê ietsiekie oor Ismael, en dan beweeg het aan dan met Isak, en die belofte wat oorgaan na hom toe, hierdie seun wat oorgaan na hom toe. Nou goed, so die teks begin te sê dat dit is die aantal jare wat van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. Hy het oud geword. Ek weet nie of ek 175 jaar wil oud word nie. Maar Abraham het oud geword. En dan sê die teks, Abraham het sy asem uitgeblaas en op 'n hoë ouderdom gesterf. Nou goed. Abraham het gesterf, hy het sy asem uitgeblaas, maar hy is nie dood nie. Hy is nie dood nie. Nou sê jy, Dominee Jan, hoe kan jy nou so 'n ding sê? Ja, gaan lees maar die Nuwe Testament, gaan lees Lukas, gaan kyk daar in Lukas 16 vers 22, dan vertel Jesus van Lazarus en die ryk man. En as Lazarus sy oë oopmaak, is hy nie, nadat hy gesterf het, en die engele hom kom haal het, sê die teks, is hy in die boesem van Abraham. Abraham is nie dood nie. Hy leef. Hy het wel sy lewe hier afgesluit, maar hy is nie dood nie. Miskien oortuig ek u nou nie heeltemal daarmee met daardie gedeelte nie. Dan gaan lees maar gerus dan Matteus 22 vers 32. Waar Jesus sê, ja, God is die God van Abraham, Isak en Jakob.
Hy is nie die God van dooies nie. Hy is die God van lewendes. Wat impliseer Abraham, Isak en Jakob is nie meer hier nie, maar hulle is beslis nie dood nie. Hulle lewe. En pragtig mooi dat vers 8 sê, Abraham het sy asem uitgeblaas. Nou daardie woorde, hy het sy asem uitgeblaas, iets daarvan hoor u hopelik hier met die kruisiging van Jesus Christus wat sy asem uitgeblaas het. Nou hier is dan miskien vir waarom sou dit nou in enige manier dalk belangrik wees en so aan. Jesus Christus het sy lewe vrywilliglik gegee. Die gedagte is ook dat Abraham hier met 'n rustende hart sy asem uitgeblaas het, dit gegee het. En in 'n sekere sin gesê het, die wêreld is nie klaar met my nie. Ek is klaar met die wêreld. Ek is nou klaar hierso. Dit was nou lekker en ek het 'n klomp goed gedoen, maar dis nou vir my klaar. Ek het moeg geraak vir die wêreld. Ek het moeg geraak vir al hierdie dinge. En daarom blaas ek my asem uit. En gee ek dit terug vir God. Dis nie om die wêreld besluit het, nee, asseblief, raak het ontslaaf van hierdie persoon. Hy is nou al te oud, kan nie meer enige iets doen nie. Nee. Die gees waarin hierdie teks geskryf is, wat sê, hy het 'n vol lewe gehad, hy het voluit geleef, hy het gelewe tot op 175, met 'n vol lewe, en het opgegee, dit uitgeblaas. En in hierdie gedeelte ontvou hierdie pragtige boodskap van Abraham, wat sê, in 'n sekere sin, en wat 'n lens is wat ons kan help, ook in ons konteks, om te sê, maar die belangrikheid ook daarvan, om, as jy nou mooi gaan kyk na hierdie teks, om te belê in die toekoms. Want dit is presies wat hy gedoen het, en daarom was dit vir hom moontlik gewees, ten spyte van al die ontberinge en die drama en die goed wat hy moes deurleef het in sy lewe, het hy belê in 'n paar goeders. Hy het ten minste gesorg dat sy seun met die regte vrou trou. Dit was vir hom belangrik gewees. Hy het daarin belê in die toekoms. Nou as jy na enige finansiële bestuurder toe gaan om jou finansies te adviseer, of die persoon gaan sien wat 'n beheer is van jou aftredefonds, dan sê hulle vir jou, 'n mens belê in die toekoms deur 2 of 3 sleutelgedagtes van jou finansies, en dit werk ook so in ons lewens. Een van die belangrike sleutels is natuurlik om nou 'n korttermyn opoffering te maak. Iets op te offer vir iets in die lang termyn. Iets wat langer en verder gaan as nou en hier, om 'n opoffering te maak, partykeer 'n klein opoffering, soms 'n groter ene te maak, maar hierdie opoffering sluit 'n toekoms oop, 'n ander toekoms oop. Om iets van kleiner of minder waarde, maar wat 'n mens tog nodig het nou op te offer, om iets te ontvang van 'n groter waarde. Nou as ons deur daardie lens kyk, dan sien ons wel hier's 'n paar goeters, diep studie gaan maak, en dan kan jy sien dat die eerste ding wat belangrik is, wat wanneer dit kom om te belê in die toekoms, is om heel eerste baie goed te kyk na jouself. Goed te kyk
na jouself. En hier kom nou, om dit nou vanoggend vir u duidelik te maak, moet ek nou die eerste gedeelte wat ek nou nie gelees het, die 1 tot 11, net vir 'n oomblik aan u voorhou. 1 tot 11, 1 tot 6, voordat ons by vers 7 kom wat ek vir ons gelees het, sê, Abraham het vir hom nog 'n vrou gevat. Hy het vir hom nog 'n vrou gevat, Ketura. Nou presies wanneer hy vir hom hierdie vrou gevat het, is die kommentare nou onseker. 'n Mens sou kronologies dink, goed, Sarah het gesterf, sy het gesterf, ek dink op 127 jarige ouderdom, wat ook hoog is, het hy gesterf, en nou is hy alleen. Dit kan so wees, van die ander kommentare sê, nee, mens kan dit nie so interpreteer nie, dalk was hy voorheen al, terwyl Sarah nog geleef het, met haar getroud gewees. Daar's verskillende debatte, hoe dit ook al sê, Abraham het geweet, dis belangrik om versorg te wees. Nou, 'n versorgingssysteem in die Ou Testament het anders te gewerk as vandag. Vandag is daar aftreeoorde, daar is mediese sorgsentrums en al sulke goeders, en daardie dae was nie gewees nie. Jou familie het vir jou gesorg. Jy moes maar gehoop het, jy het hulle goed groot gemaak, het hulle nie afskep op jou ou dag nie. Maar dit was jou aftrede pakket gewees. En hy sê, waarin jy belê het, was die mense naaste aan jou en om jou. En Sarah was nie meer daar nie. Abraham het al hoe ouer geword, versorging dalk nodig gehad. Jy weet, wil dit nie op sy kinders gelaai het nie, op sy kleinkinders gelaai het nie, besluit hy, wel ek vat nog 'n vrou. Want dit is hoe dit in die Bybelse sisteem gewerk het. Dit is hoe jy vir jouself gesorg het. En dan is daar iemand wat by my is, wat my kan versorg. Help dat hy nie eensaam is. Kyk goed na jouself, kyk om na jouself, veral as 'n mens ouer begin word. Kyk goed na jouself, nie omdat jy selfsugtig is nie. Kyk goed na jouself, sodat jy ook beter vir ander mense kan sorg. En ook ander mense kan seën en kan help. En dit sien ons dan ook weer in die eerste gedeelte van verse 1 tot 11. Hy is dan met haar getroud, en hy vat haar as vrou of as byvrou, en dan het hulle nog kinders, en hy het sommer nog 6 seuns by haar. En dan moet hy nou begin wys optree, want die erfporsie moet nou verdeel word, en dan doen Abraham die volgende, hy kyk nie net goed na homself nie, hy kyk ook goed na ander. Hy sê, nou maar goed, ek het gesorg, my vrou trou, sy trou met die regte pedigree, ek het nou gesorg vir myself, dat ek versorg word, so, en nou het ek 'n klomp kinders, kom ek sorg ook vir ander. Die seën wat ek ontvang en die goedheid wat ek ontvang, moet ook oorspoel van verander. En dan sê hulle daar die eerste gedeelte, hy het geskenke gegee vir al sy seuns, by sy byvroue, en hy het hulle weggestuur. Hy het gesê, maar ek sorg vir julle, daar's vir jou 'n geskenk, en daar's vir jou 'n geskenk. Het is baie belangrik om te lees, hy het vir hulle geskenke gegee, nie 'n erfdeel gegee nie. Want die erfdeel moes oorgaan na Isak toe. So hy gee hulle geskenke, en dan stuur hy hulle weg. Ook maar goed, dat hy hulle wegstuur, voordat hy sterf. En dit is ook nog maar goed, dit is eintlik die beste as jy die eksekuteur van jou eie boedel kan wees, so die familie nie daaroor fight nie. Dis presies wat hy gedoen het. Slim, Abraham, né? So, daar's vir julle geskenke, en nou gaan julle weg, en so aan. Want die erfporsie gaan na Isak toe. Hy kry die erfdeel, maar ek gee vir julle ook genoeg, dat julle kan gaan. So deel hy, voordat hy sterf dan nou, al sy goeders op, en maak hy seker, dat ook die seën, en wat hy ontvang het in lewe, oorgaan na ander toe,
dat hy hulle nie net sonder leë hande daar wegstuur nie, dat hy hulle versorg, maar dat hy ook baie seker maak, dat hierdie verhouding en hierdie pad van God met hom ook oorgaan na die regte seën toe, na daar waar dit hoort. So hierdie verhaal lees ons, as ons dit in diepte gaan analiseer, dat kyk na jouself, kyk ook na ander mense, seën ook ander mense met dit wat jy ontvang het. En dan moet ek net miskien vra, wanneer laas het jy dalk nou net iemand geseën met iets? Om iemand te kritiseer is maklik, en om fout te vind met iemand is maklik. Dit gebeur outomaties. Ons oë en ons gedagtes is ingestel daarop. Dit is 'n refleksbeweging om kritiek te sien en om verkeerd te doen. Dit kos 'n bietjie iets om iemand anders te seën en vir jouself te sê, maar ek gaan nie in daardie rigting nie. Ek is nie blind daarvoor nie, niemand van ons is nie. Dit is daar. Dit het te doen met ons eie menslike gebrokenheid. Dit het te doen met 'n gebroke werklikheid. Maar om eerder, in plaas daarvan om daarop te fokus, kom ek wees 'n seën vir ander. En nie net vir myself nie, om nie net vir myself uit te kyk nie, maar ook vir ander. Dit is maklik, vriende, om goeie mense te seën. Dit is regtig maklik om goeie mense te seën. Dis moeilik om 'n klomp krokodille te seën wat nie so goed is nie. Wat nie altyd oplet in die klas nie en wat dwarstrek en 'n klomp gedoen en in 'n sekere sin die lewe versuur en moeiliker maak as wat hy noodwendig eintlik veronderstel is om te wees. Maar ook om hulle te seën. En dit is die uitdaging ook vir elkeen van ons. Dit is moeilik om mense te seën wanneer dit nie goed gaan met jou nie. As dit sleg gaan met jou, dan is dit veral moeilik om ander mense te sien. Dit is nie eens in jou gedagtes nie. Jy fokus so op jou probleem en jou omstandighede en jy maak 101 planne om daar uit te kom en op 'n manier daardeur te leef dat die laaste ding waaraan jy dink is om 'n seëning vir ander te wees. Maar ek het ontdek in my eie lewe en ook in die lewe van ander, van my broers en susters, dat soms gebeur dit, dat dit waarmee jy ander mense seën, as dit moeilik gaan met jou, in oorvloed terugspoel oor jou van God af. En selfs al doen dit nie, selfs al kan jy nie die bewyse daarvan sien of naspoor, of 'n direkte gevolg en oorsaak van seëning en beloning kan uitfigure op 'n sistematiese manier in jou lewe, en jy doen dit nog steeds. Doen dit nog steeds, want ons dien 'n God wat seën. En ons dien 'n God wat oorvloedig seën. Dit is vir hom lekker om ons te seën en vir ons goed te gee. So behoort dit ook vir ons lekker te wees, omdat hy ons Vader is, om ander
te seën en te gee en te versorg. Die laaste aspek waar ek wil stil staan in hierdie teks is wees goed vir jouself, wees goed vir ander, maar wees veral goed vir jou siel. Van alles wat jy het in hierdie lewe, bewaar jou hart die meeste. Bewaar dit die meeste en kyk die mooiste daarna, want dit is die grootste geskenk waar God jou mee geseën het en vir jou gegee het. Kyk daarna, sien daarna om, vertroetel dit. Die teksgedeelte sluit af in vers 11 wat sê, na Abraham se dood het God sy seun Isak geseën. Jy sien daar die seun wat oorvloei. Isak het toe by Beer Lahai Roi gewoon. Nou, ons tonge knoop met daardie naam en ons wonder partykeer, is enige van hierdie dame nou regtig belangrik, maar daardie spesifieke plek, Beer Lahai Roi, waarna verwys word, is nogal 'n interessante plek as jy nou in die Genesis teks gaan lees. Dit is die plek waar Hagar, die slavin van Sara, waaruit Ismael gebore is, God gehoor het, toe God met haar gepraat het. Dit is die plek waar Abraham vir God gehoor het en gereeld soontoe gegaan het om van God te hoor. Dit is ook die plek waar Isak gebid het vir sy vrou. Alles gebeur by daardie plek en die significance dan van hierdie plek is 'n ruimte waar ons na God kan luister. Beer Lahai Roi is 'n Hebreëse woord wat iets beteken soos, moeilike ding om te vertaal, iets beteken soos 'n put, 'n plek waar 'n put is, waar daar water is, waar die een is waarna my kyk. Goed, ek weet, dit is dalk moeilik om saam te vleg, ek hoop jy kry die gedagte, dis 'n put, daar's water, en daar's iemand wat lewe, wat na my kyk by daardie put. So dis min of meer vertaling, 'n goeie of 'n beter vertaling dalk van die naam daarvan. Die gedagte wat dit opbring is dat, as ek nou vanoggend vir u sê, jy moet goed kyk na u siel, dan gaan na 'n plek toe, waar jy God kan hoor, soos wat Abraham en Hagar en Isak dit gedoen het. Belê in die toekoms van jou siel. Belê in die toekoms van jou siel om iets nou op te offer. Om daardie ongelooflike seën te kan ontvang. Maar doen dit nie net vir jouself, selfsugtig nie. Doen dit ook vir ander. Laat hierdie oorvloedige seën op jou val, maar laat dit oor jou val op ander. Belê ook in ruimtes, in geleenthede vir ander om God te kan hoor. In 'n toekoms vir hulle, in 'n toekoms vir ons kinders. Doen al jou wyse plannetjies van die ene moet daai ene moet daai. Beplan dit met die wysheid wat God vir jou gegee het. En met die vermoëndheid wat jy het. Maar laat daardie seën vloei. Mag dit
oorvloedig vloei op 'n nageslag oor na ander toe. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, miskien moet ons stil raak en elkeen reflekteer oor waar ons vandag is en die lang reis en die pad wat ons tot hier gebring het. Dalk moet ons terugkyk na hierdie momente in ons lewens, die avonture, die drome, die mislukkings, dit alles saam in refleksie neem, elkeen op sy eie, en u daarin raak sien en naspeur, en ook iets belewe van God wat in dit alles, hoe moeilik dit ook al was en hoe uitdagend dit ook al mag gewees het, 'n oorvloedige seën waar elkeen van ons uitgestort het en gegee het. Help ons om geestelike oë te ontwikkel en om fiks te raak in ons gees daarvoor, sodat ons daaruit kan lewe, sodat dit ons kan optel en volmaak, en dit uit ons uit en oor ons kan spoel na ander toe. Here, ons kom bid vir die toekoms, ook vir die pad vorentoe, vir ons kinders se kinders en die wat nog nie daar is nie, wat ons nooit sal sien of se name van sal weet nie. Ons kom bid vir hulle. Ons gebed is, Here, dat U ons ook sal gebruik as 'n seën, nie net vir onsself nie, maar vir hulle. Help ons om ruimtes te skep, om plek te maak, om oop te maak en in te nooi en te doen dit wat ons kan. Vir die wat nog nie daar is nie, sodat die seën soveel oorvloediger sal wees en ons vreugde soveel groter sal wees. Ook wanneer ons, soos Abraham, lewe na die dood. Amen. Ons sing saam 'n mooi slotlied uit Liedboek 4:8 en ons sing verse 1, 3, 4 en 5.
daardie laaste 3 verse, laat Heer, U ryk in ons kom, laat U ryk deur ons kom, laat U ryk oral kom. Dit is wat ons sopas gesing het. Wonderlike hartsbegeerte mag dit so wees. Ontvang vanoggend die seën van die Here en ek gaan u vanoggend seën met 'n ou Fransiskaanse seën. U ken dit dalk goed. Mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, goed wat so half waar is. Maar veral mag hy jou veral seën met 'n ongemak oor oppervlakkige en gebroke verhoudings. Sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou wel seën met woede, maar slegs woede oor onreg, woede oor onderdrukking, woede oor die uitbuiting van onskuldige mense, sodat jy sal opstaan en jy sal werk vir sake soos geregtigheid, goeders soos vryheid en dinge soos vrede. Mag die Here jou seën met 'n trane, soms 'n klomp trane, om te stort vir mense wat seer het, vir mense wat verwerp is, wat alleen is in die samelewing, vir mense wat honger is, vir mense wat in oorloë vasgevang en gewikkel is as slagoffers, sodat jy ook daar sal uitreik, dat jy sal help om ander mense se pyn in blydskap te verander. En mag God jou seën met genoeg dapperheid om te glo, maar ek kan 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil maak in hierdie wêreld, sodat jy kan begin om dinge te doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.